Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag maandag, die 16de Februarie 2026 en ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: bekende oud-Vrystaatse rugbyspeler oorlede op 62 jaar. Nuushooftrekke vir vandag: minder diefstal en vandalisme vind by skole plaas. Bekende oud-Vrystaatse rugbyspeler oorlede op 62 jaar. Water is 'n basiese reg volgens die minister. 1600 Afrikaner vlugtelinge het al verblyf in die VSA gekry. Skotland wen Engeland in die 6-nasie toets op Murrayfield. Protea dames speel vandag in Benoni teen Pakistan dames in derde T20 wedstryd. Wessel Lightfoot, wat 62 jaar oud was, wat in die 1980s bekendheid verwerf het deur sy unieke vorm van hakkerspeel, is Saterdag tuis in Bellville, Kaapstad oorlede. Hy is volgens Eddie, sy broer, na kort tydperk in die hospitaal huis toe gestuur omrede die kanker reeds in sy hele liggaam versprei het. Wessel laat sy lewensmaat en 2 kinders asook sy 7 siblings agter. Helgard Miller, oud Springbok en spanmaat, toe hulle saam vir die Shimlas Universiteit van die Vrystaat gespeel het met groot en goeie herinneringe vertel van Wessel toe hulle saam hulle rugbyloopbane begin het. Wessel is nooit 'n Springbok speler gekroon nie, maar het wel saam met die Bokke in Suid-Afrika in die 1980s getoer en vir die junior Bokke, Gazelles en SA Barbarians gespeel. Hy het meer as 140 keer vir die Vrystaat gespeel en ook in 'n stadium vir die WP en Griquas gaan uitdraf. Wessel was een van die uitblinkers in die Shimlas span van die 1986s wat die Toyota klubkampioenskap in Durban gewen het. Sy afsterwe is 'n groot verlies, want hy het altyd gesorg dat die oud Shimlas kontak gehou het met mekaar. Selfs met die Portugal toets in 2023 in Bloemfontein het hy gereël dat 'n klompie van die 1986 span weer byeengekom het. Wessel het na sy rugbyloopbaan 'n onderwyser geword en toe vir 'n maatskappye soos Megapro en Stadtaford se logistieke afdeling gaan werk. Hy en sy lewensmaat woon al minstens 10 jaar lank in Kaapstad, maar hy het vroeër in sy lewe in plekke soos Palleborwa gewoon en gewerk. Eddie sê sy jonger broer is die eerste van hulle 8 broers en susters wat afgesterf het. Begrafnisreëlings moet nog bevestig word, maar Eddie het bevestig Wessel sal veras word en die diens sal in Kimberley gehou word. Baie sterkte vir Wessel se familie. Danksy onder meer die opskerping van vakansieveiligheid by skole tydens die 2025-2026 skoolvakansie was daar sowat 23% afname in vandalisme en diefstal by openbare skole gedurende die somervakansie. Daar is gedurende die onlangse somervakansie 36 voorvalle deur 32 skole aangemeld teenoor die 47 voorvalle wat deur 34 skole gedurende die 2025 somervakansie aangemeld is. Ons het vakansieveiligheid by 441 skole gedurende die vakansie gesubsidieer om skooleiendomme te beskerm en het nou saamgewerk met die Suid-Afrikaanse Polisiediens en wetstoepassing om waaksaamheid rondom ons skole te verhoog, het die departement bekend gemaak. Nietemin is dit steeds 36 voorvalle te veel, artikels wat gedurende hierdie tydperk gesteel of beskadig is, wissel van heininge, elektriese kabels en loodgieters toebehore tot kombuistoerusting en kos vir leerlinge. In een besondere kommerwekkende voorval is meer as 100 vensters by 'n skool doelbewus beskadig. 'n Waaksame skoolgemeenskap kan selfs die mees toegewyde misdadigers en vandale dwarsboom. Daarom doen ons 'n beroep op die publiek om hulle buurtskole fyn dop te hou en enige verdagte aktiwiteite onmiddellik aan die polisie of ons veilige skoolhulplyn aan te meld, het die departement gesê. Niemand in die land hoef op hulle knieë te gaan, selfs in Mpumalanga, om 'n regering te smeek om aan hulle water te voorsien nie. Niemand behoort op hulle knieë te gaan en hulle munisipaliteite te smeek om krag in hulle huise te installeer nie. John Steenhuisen, sy reaksie volg op Panyaza Leshofi, premier van Gauteng en media sameroeper van die ANC in hierdie provinsie se uitlatings van dese week oor die waterkrisis in Johannesburg Metro, toe hy gesê het hy gaan stort by 'n hotel tydens wateronderbrekings. Volgens John Steenhuisen, minister van Landbou, is Leshofi se uitlatinge bewys dat die ANC uitvoering is met sy mense. Die departement van Landbou se plan om veekuddes teen bekkenclosure in te ent, sal verseker dat dit die laaste keer is dat die land met hierdie siekte bekamp het. So het John Steenhuisen, minister van Landbou, op sy toesigbesoek aan 'n massa-inenting van vee in die Visantekraal gebied in Kaapstad gesê. Rondom Visantekraal is daar baie groot kommersiële melkplase en die kommersiële boere in en rondom informele nedersettings moet ook beskerm word, het hy gesê.
Die veebedryf is ongeveer 3,5 miljard rand werd. Dit was 'n groot bedryf in die landbousektor en ons is vasbeslote om al die gemeenskaplike plase, al die informele plase waar diere vry rondloop, 'n topprioriteit te maak om die verspreiding van hierdie siekte te keer, het hy gesê. Die uitbrekings naby Kaapstad kom meer in informele gebiede voor. Die enstof wat tans gebruik word, kom vanaf Botswana, maar ook enstomme van die Landbounavorsingsraad word gebruik, het Steenhuisen gesê. Die invoerpermitte is deur die departement gefinaliseer en in volgende week sal die eerste miljoen dosisse in die land aankom. Dit sal gevolg word deur verdere 960.000 van Botswana en 1,5 miljoen van Turkse enstowwe van dolvet. Die huidige back-and-closure brandpunte is KwaZulu-Natal, die Vrystaat en Noordwes. Die provinsies het van die grootste gemeenskaplike kuddes en is volgens Steenhuisen moeilik om alle bewegings van sulke kuddes te beheer, het hy gesê. 'n Back-and-closure ramp is Vrydag in die Staatskoerant afgekondig. Die doel is om hulp te kry om die onwettige vervoer van diere te stop, want dit is 'n manier waarop hierdie ding versprei, het hy gesê. Dit is baie belangrik dat ons hulp van die polisie, weermag, nasionale verkeersdienste en munisipale wetstoepassers kry. Meer as 1600 Afrikaner vlugtelinge het in net 3 maande nes geskop in die VSA, waarvan meer as 900 in Januarie verhuis het. Daar is egter nou kommer oor of daar wel in die vlugtelinge se behoeftes voorsien word, nadat 'n Amerikaanse publikasie onlangs geskryf het, vlugtelinge lewe in haglike toestande. Die Amerikaanse Departement van Gesondheid en Menslike Dienste wat vlugtelinge bestuur, sê by navraag hy help vlugtelinge om behuising te kry en in diensneembaar te word, en betaal agentskappe $2000, so R32.000 per vlugteling, om hulle behoeftes te kan voorsien. Die meeste Suid-Afrikaners woon nou in Texas, 251, gevolg deur Florida, 121, en Iowa, 101, daar woon ook sowat 99 Suid-Afrikaners in Kalifornië en 1 in Arkansas. Die Kaapstadse Wynland Distriksmunisipaliteit se branddienste is Saterdag na 2 afsonderlike brande in die Witzenberg area ontplooi. Die eerste brand woed in gemengde veldplante groei bo plaas in die Tilbag omgewing. Die tweede brand woed in die veld in Kleutjieskraal buite Woolsley. Ligondersteuning is ook ontplooi vir hierdie bystaan. Leiden se verklaring van die distriksmunisipaliteit was geen eiendom teen Saterdag aan en onmiddellike gevaar gewees nie. Zambië het die invoer van alle vee met gesplete hoewe en verwante produkte weens back-and-closure uit Suid-Afrika verbied. Alle permitte vir vee met gesplete hoewe, dit sluit in beeste, skape, bokke en varke, is herroep. Hierdie verbod sluit voer, trofee, velle, gebreide velle en hoewe uit Suid-Afrika in. Suiwelprodukte en enige ander gesplete hoefveeprodukte sal slegs onder streng internasionale gesondheidsvoorsorgmaatreëls toegelaat word. Voerprodukte vir lewendige gesplete hoefdiere vanuit Suid-Afrika word ook gestaak. Hierdie maatreëls sal hersien word op grond van wat in Suid-Afrika gebeur. Suid-Afrika se rooi vleisbedryf se uitvoer het laas jaar met 26% geval en verskepings na China het met amper 70% geval. AfriForum het na Ramaphosa se aankondiging gesê, selfs al beteken dit dat die regering nou op papier op meer hulpbronne en versnelde ingryping kan staatmaak, sal die gesentraliseerde fasilitering daarvan dit onsuksesvol maak. James, staatsdienswerkers se mediese fonds, wat ook die tweede grootste in die land is, het aanvanklik 'n premieverhoging vir 2026 van 9,8% voorgestel, maar het later hersien tot 9,5%. Die 9,8% verhoging is in Januarie vanaf lede verhaal en die hersiene 9,5 verhoging die 1 April in werking. Hierdie premieverhoging kom op 'n tyd wat die staatsdiens se werknemers voortdurend deur volgehoue finansiële druk in die gesig gestaar word weens stygende lewenskostes, verhoogde huishoudlike skuld en stagnante reële loongroei. Die vakbond het gesê, GEMS is juis geskep om gesondheidsdienste toeganklik en bekostigbaarder te maak. Staat subsidieer 5% van staatsdienswerk se bydrae tot GEMS. Die vakbonde sê dis nie genoeg nie. Die vakbonde beplan 'n massa-optog op 21 Februarie en vra vir gesprekke met die minister van Finansies, Gesondheid en Openbare Dienste en Administrasie. Andy Farrell, afrigter van Ierland, is vol lof vir die ongelooflike karakter wat sy span gewys het om Italië Saterdag met 20-13 in 'n nabytstryd in die 6-nasie reeks in Dublin te wen. Dit was 'n ongelooflike toets, het Farrell aan die media gesê. Die grootste ding in hierdie wedstryd is dat ons ongelooflike karakter gewys het om oor die wenstreep te kom teen 'n baie goeie Italië. Hulle gooi nie meer handdoek in soos wat ons in die verlede die geval gesien het nie. Farrell, Engelsman, sal bekommerd wees oor sy span wat weer in die skrams gesukkel het, maar die Ire se verdediging in die laaste minute
was uitstekend geweest. Vir Keelan Dorris, kaptein van Ierland, was die vertoning iets om op voor te bou, in aanloop tot hulle kragmeting Saterdag met Engeland op Twickenham. Ons was nie lies genoeg nie, ons dissipline was by tye nie op standaard geweest nie, maar is 'n goeie boublok met die oog op volgende naweek, het hy aan die media gesê. Die skot het 4-3 gedruk om die Rose met 31 teenoor 20 punte op Murrayfield in Edinburgh te wen. Townsend, hoofafrigter van Skotland, het die sege op 'n goeie tyd gekom, omdat hy die laaste paar dae onder 'n nederkritiek deurgeloop het nadat sy span verlede week met 15-18 in Italië in Rome verloor het. Om 'n ondersteuner te wees en op die rugby te sien wat die spelers gespeel het my opnuut laat besef waarom ek 'n afrigter is, het hy in die media gesê. Skotland se volgende wedstryd is die komende naweek teen die sukkelende Wallis in Cardiff. Steve Borthwick, afrigter van die Engelse, sê Skotland verdien 'n groot pluimpie vir sy vertoning. Dit was die Rose sy eerste nederlaag in 13 wedstryde. En nog 'n wedstryd wat in die 6 nasies gespeel is, het Wallis teen Frankryk gespeel en Wallis het verloor met 12 punte teenoor Frankryk se 54 punte. Die punteleer vir die 6 nasie reeks lyk as volg. In die eerste plek is Frankryk met 10 punte, in die tweede plek is Skotland met 6 punte, gevolg aan die derde plek met Engeland op 5 punte. Italië is in die vierde plek met 5 punte, in die vyfde plek is Ierland met 4 punte, in die 6de plek is Wallis met 0 punte. Die Protea vroue het reeds 'n reeks van 3T20 wedstryde beklink deur die eerste 2 kragmetings in Potchefstroom en Benoni te wen. In die afgelope Vrydag se eerste wedstryd op Willow Park in Benoni, het die Suid-Afrikaanse vroue met 6 paadjies gewen in 'n wedstryd wat weens donderweer en reën tot 14 bilbeurte per span beperk is. Die uitstekende bilwerk deur Ayabonga Kaka, wat 3 paadjies van net 10 dopies en haar 2 bilbeurte ingeoes het Pakistan tot 109 in hulle 14 bilbeurte beperk. Laura Wolford het haar span se kolfbeurt met 'n onoorwonde 40 lopies van 29 balle geanker en die span tot 'n oorwinning gelei met 4 balle oor in die beurt. Volgens Ayabonga Kaka was toestande vir bilwerk, veral snelbowlers, gunstiger Vrydag se wedstryd op Bolomopa en het sy verwag dat dieselfde sal bly vir vandag se tweede kragmeting. Vandag se laaste wedstryd in die reeks begin om 1800 uur en word regstreeks op Supersport 212 uitgesaai. Ondanks 'n nederlaag teen Brasilië is die Suid-Afrikaanse vroue 7 span op koers om vanjaar se wêreldkampioenskap te kwalifiseer. Argentinië is met 13 punte eerste op die puntelys, gevolg deur Suid-Afrika met 12 punte, Spanje het 11 punte, China het 6 punte, Kenia het 6 punte en Brasilië 4 punte. Nadine Roos, kaptein van die vrouespan en haar spanmaat het Saterdag vir Spanje met 14-12 en Kenia 12-10 gewen, maar teen Brasilië met 0-12 verloor. In die 7-2 reeks is daar geen uitspelrondes nie. Elke een van die 6 spanne speel in elke toernooi teen mekaar. Na die eerste toernooi sal die voorste 4 spanne kwalifiseer om saam met die 8 spanne van die 7s reeks die topliga aan die wêreldkampioenskappe te kan deelneem. Die tweede toernooi in die 7-2 reeks vind op 21 en 22 Maart in Montevideo, Uruguay plaas, waarna die laaste toernooi 'n week later in Sao Paulo in Brasilië beslis sal word. Suid-Afrika se Lloyd Harris het gister in Tenerife sy tweede agtereenvolgende Challenger toernooi gewen deur Alejandro Mono Caras van Spanje in die eindstryd met 7-5 en 7-5 te wen. Die 28-jarige Harris het met sy sege vroeër in Egipte van die 221ste plek tot 185ste op die ranglys geklim en kan nou weer 'n paar plekke opskuif. Canas het in die eerste stel sy 9de pot die eerste breekpunt in die wedstryd gehad, maar kon dit nie benut het nie. In die tweede stel het Harris 4 breekpunte verspeel om vroeg voor te loop. Hy het die wedstryd aan die einde met sy 10de kushou gewen. Amerika het gister in Chennai teen Namibië met sy hoogste telling tot nou toe nog in 'n T20 wêreldbeker agtereenvolgende oorwinning behaal, wat aan hom 'n buitekans gee om weer die Super 8 fase te kan haal. Amerika het 199-4 aangeteken en Namibië daarna tot 168-6 beperk. Amerika se kaptein Monak Patel het op 52 uitgegaan en Shayan Shangir het 22 aangeteken, het 65-0 in die kragspel aangeteken voordat die eerste paaltjie op 68 lopies gekantel het. Die bybreker Willem Meiber het 2-22 en die paaltjie van albei remme vir 'n kort rukkie aangedraai. Nog 'n draaier, Gerard Erasmus, 2-27, het die ander 2 paaltjies laat val. Namibië se golfbeerd het voormalige Knights-speler Shadley van Skalkwyk met 2-30 weer die beste van Amerika met die bal gevaar. Na dese sy 13 paaltjies, die meeste van al die spanne in hierdie groepfase. Die paaltjies van Jan Nicol Lofty Eaton uit op 28 en kort daarna Lawrence Steenkamp uit op 58
het die druk terug op Namibië geplaas, wat toe met 30 kort gedraai. Die tweemalige kampioen, die Wes-Indiese eilande, het in die eerste wedstryd gister in Nepal met 9 paaltjies in Mumbai gewen. Nepal is tot 133-8 beperk, waarna die Windies met 134-1 en 15,2 bilbeurte geantwoord het en die wedstryd so gewen. Die punteleer in die T20 wêreldbeker lyk as volg. In die A-groep, in die eerste plek is Indië met 6 punte, in die tweede plek is USA met 4 punte, in die derde plek is Pakistan ook op 4 punte, in die vierde plek is Nederland met 2 punte, in die vyfde plek is Namibië met 0 punte, in groep B is Sri Lanka in die eerste plek met 4 punte, in die tweede plek is Zimbabwe met 4 punte, in die derde plek is Australië met 2 punte, in die vierde plek is Ierland met 2 punte, gevolg in die vyfde plek Oman in 0 punte. In groep C is Wes-Indië in die eerste plek met 6 punte, in die tweede plek is Engeland met 4 punte, in die derde plek is Skotland met 2 punte, in die vierde plek is Italië met 2 punte, en Nepal is in die vyfde plek met 0 punte. In groep D, eerste plek is Suid-Afrika met 6 punte, in die tweede plek is Nieu-Seeland met 4 punte, die UAE is in die derde plek met 2 punte, gevolg in die vierde plek deur Afghanistan met 0 punte, in die vyfde plek is Kanada met 0 punte. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for you, jy kan vir Dian of Susan by 082-390-339 kontak, hulle sal jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1628, Polokwane 1126, Lephalale 1630, Mbombela 1225, Mahikeng 1528, Pretoria 1330, Johannesburg 1028, Ermelo 523, Galagadi 2030, Gaborone 1726, Richards Bay 1626, Pietermaritzburg 926, Durban 1626, Port St Johns 1327, Pongola 1428, Maputo 1827, Bethlehem 929, Bloemfontein 1430, Alawal Noord 1329, Welkom 1330, Vryburg 1529, Kimberley 1831, Appington 2033, Prieska 1934, Springbok 2135, Karasburg 1833, Keetmanshoop 1934, Mariental 2030, Alexanderbaai 1727, Brandvlei 1933, Loedersbaai 1625, Vredendal 2339, Kaapstad 2034, Sutherland 1630, George 1735, Jeffreys Bay 1531, Geberra 1332, Graafrenet 1332, Kaapogillas 1927, De Aar 1831, Multino 826, Beaufort West 1635, Oos-London 15 en 30 grade Celsius in die middag. Die markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R15.97 teenoor Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.29, die euro verhandel teen R18.95, die pond kos R21.79, 'n yen kos 10 sent, platinum per fyn ons is $2066, palladium per fyn ons is $1693, silwer per fyn ons is $77, goud per fyn ons is $5028, Brent olie per vat is $67.52. Gedagte vir die dag. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag en week word vir almal toegewens.